Halleluja, goeiemôre broers en susters, welkom weer eens by die huis van gebed. Ja, wat so voorreg en eer het ons om in hierdie naweek te wees, Paasnaweek. Te dink, gister was die kruisiging van die Here en wat die Here vandag vir ons gedoen het, besig is om te doen. En môre wat môre gebeur, daar is so baie dinge waaroor ons dankbaar gewees teenoor die Here om net vir hom te sê dankie. En ja, baie mense ervaar nie die heerlikheid van God nie. En hulle weet nie hoekom Christene so opgewonde is nie oor alles wat gebeur rondom ons nie. My broers en susters, as ons net die Heilige Gees van God in ons het, sal ons nooit kan verstaan hoe dit voel om 'n kind van die Here te wees nie. Want so dag as jy jou hart oopgemaak het vir die Here en sê, Here, hier is ek, kom woon in my, dan verwag die Here, jy moet 180 grade omdraai in jou lewe. Vir alles wat jy gedoen het, die teenoorgestelde te doen. Om vir die wêreld te lewe, nou doen jy dit vir die Here. Dis wat so belangrik is, laat ons kom ons lewe vir die Here. Weet jy, dit is al wat die Here vra, dis wat hy gedoen het. Soos gister toe die kruis, wat ons sê, sy kruisiging geherdenk het. Dis die dag toe hy die kruis geklim het en die volmaakte prys betaal het, om die volmaakte lam te wees van God, sodat u en ek vandag vry kan wees, en om die Here te kan bid en vir hom dankie te sê. Wie broers en susters, dis nie meer my wil nie, maar as God se wil in my. Dis wat belangrik is, dis die liefde van God van in my, nie my liefde nie, die liefde van God wat in my moet wees. Dit moet in jou lewe wees, dat jy moet totaal en al werklik waar die Heilige Gees toelaat om jou lewe vir jou, in Engels sê te run, om jou lewe vir jou die rigting aanwyser te wees, om vir jou te sê, Here, hier is my lewe, my God, vat u my lewe, bestuur u my lewe, Here, stuur my in die regte rigting waar u my wil hê. Here, haal my die kring van die spotters uit. Here, plaas 'n wag voor my tong, dat ek die goedheid van God praat in plaas om te skinder, in plaas mense te vervloek, maar laat ek mense kan seën. My broers en susters, ja, ek dink dit is net 'n wonderlike naweek vir kinders van die Here. Hierdie naweek wat lê, wat ons werklik waar, party mense sien dat as sekerlik die meerderheid sien dit as 'n lang naweek. Ek sê vir Karen gister, hoeveel mense het hoeveel duisende rand se drankvee uitgekoop hierdie naweek. Want dit is net 'n lang naweek vir hulle gaan dit nie om die ding wat die Here gedoen het nie. Maar my broers en susters, om te dink, eendag moet ons voor die Here gaan staan. Ons weet nie wanneer is hy dag nie. Paulus skryf, die nag is ver gevorder, die dagbreek is naby. En hoe meer ons in die wêreld kyk, en ons kyk alles rondom ons, dan alles lyk net, die eindtyd is naby. Ons lewe, ons gaan die geslag wees, die generasie wees van die eindtyd, ons weet nie. Maar kom ons wag nie tot dan nie. Kom ons maak nou ons lewens reg terwyl ons kan. Kom ons sê nou, Here, ek wil vir u lewe, omdat ek besef, Here, my lewe is gemors sonder u. My God kan ek nie lewe nie, sonder u liefde, my lewe kan ek nie lewe en ek kan nie verander nie. Here, ek kry nie verlossing nie. Broers en susters, wees met jouself eerlik. U nuwe jaarsvoorneme wat u besluit het die jaar wat u wil doen. U nuwe jaarsvoorneme. Is jy nog met dit besig? As u die Here aangeneem het, as dit die besluit was begin van die jaar, nou wil ek vra, broers en susters, kom ons bly op ons knieë, kom ons bly in die woord van God, en ons sal daarby bly, en die word al groter in die Here. Ek is so opgewonde in my hart om te dink, daar is mense wat daagliks hulle lewens met die Here regmaak. Maar my broers en susters, as daar 3000 mense op een dag deur Petrus se boodskap tot bekering kan kom, hoeveel predikers is ons aan buitekant wat nie die woord van die Here kan bedien? En dan kry jy mense wat so fyngevoelig is, en as jy die waarheid bedien, die waarheid preek, dan kom hulle net weer terug kerk toe. As jy vir hulle sê, dit is sonde om 'n man en 'n man met mekaar te trou, en dit is sonde om in
wel is te lewe, dis wat sonde is 'n sonde, broers, ons kan nie daar verbykom, ons kan nie sonde goed praat, ons kan nie sê dis reg om in sonde te lewe nie. Dis belangrik om heilig te lewe, want my God en u God is heilig. As u dieselfde God aanbid as wat ek aanbid vanmôre, die God, die Vader, Seun en Heilige Gees, die drie enige God, as u dieselfde God aanbid as ek, want hy is heilige God, dan is ons heilige kinders, want hy lewe in ons. Hy het sy Heilige Gees in ons gestuur, sodat ons kan heilig wees, omdat hy heilig is. Het jy al ooit daaraan gedink, my broers en susters, hoe heilig is u vir die Here? Ek wil nie 'n lang boodskap nie, ek dink dis al wat ek vanmôre wil sê is, kom ons wees net dankbaar teenoor die Here, en as u nog nie daai besluit gemaak het, om te sê, Here, hier sê ek nie, ek wil verander my lewe nie, dan wil ek vir u vra, moet dit nie langer uitstel nie, broers en susters, doen dit nou. Ben, wat doen ek? Hoe doen ek? Is net om my oor toe te maak en te sê, Here, hier is ek. Ek maak my hart se deur oop vir u, my God. En ek nooi u in om in my lewe in te kom. Ek erken en ek bely dat ek 'n sondaar is, Here, en ek het u vergifnis nodig in my lewe, my God. Ek het u nodig as my Here en my saligmaker. Ek het u nodig as my God en my koning. Ek het u nodig in my lewe, Here. Ek het nodig om vir u te lewe. En net om te erken dat u is 'n sondaar en deur die bloed van die lam is jy gewas, skoner as die witste sneeu, die skoonste wol. Hy sê, was jou in die bloed van Jesus Christus. Dis al, my broers en susters. Mag dit so wees met u, mag jy 'n verdere geseënde Paasnaweek hê, en dien die Here, bly by die Here, bly op die knie, bly om die woord van God te lees, en moenie net die woord lees nie, my broers en susters, laat die woord van God in die hart insak, praat met die Here oor die woord, vra vir die Here, Here, wat wil u vir my sê in die woord, want daar so baie betekenisse in die woord, vir ons, amen. Kom ons bid net goed saam. Hemelse Vader, ek bid vir elke boetie en sussie buite, elke wat nou gesê het, Here, ek is nie seker of u werklik waar my God is. Die Here wil ek bid, en ek wil u seën oor hulle uitspreek, Here, en die Heilige Gees vra, om hulle nou te oortuig, dat dit is nou tyd om dit reg te maak, Here, en ek sê vir u dankie, my God, laat in elkeen van ons harte werk, Here, laat u vir ons skoon was in die bloed, en Here, selfs ons vir kinders van die Here is, my God, wil ek bid dat die vuur groter in ons lewens brand, laat ons groter vir u kan word, Here, mag ons ligte helder skyn vir die donker wêreld, en Here, ek gee vir u die lof en die prys en die eer, en ek sê vir u dankie dat u vir ons op die kruis gesterf het, my God, dankie, bo dit alles, dat u begrawe is, en dat u opgestaan het, en dat u lewe, en dat u vir ons intree by die Vader, en Here Jesus, baie dankie vir u liefde, u genade, u barmhartigheid, en aan u kom toe al die lof, en al die prys, en al die eer, omdat u God is, Here, en dankie my God, dat u Heilige Gees, omdat u in my woon, omdat ek u aanvaar het as my God en my saligmaker, het u Heilige Gees in my lewe ingestuur, sodat ek ook kan heilig wees, my God. Ja, ons is nie altyd op die regte plek nie, ons verloor ook langs die pad, Here, ons val ook oor die strikke, maar ek dank God, laat u kom en ons optel, en ons nie net laat lê nie. Dankie, Here, mag die liefde van die Here met u wees, as haar siekte, enige probleem in die lewe is, mag die Here vir u genees, en vir u voorsien, in Jesus naam, amen.